Die volgende teks wat ek opgespoor het, wat Paulus gebruik, waar hy die Ou Testament gebruik in sy Nuwe Testamentiese skrywe, is in Efesiërs 4 vers 25. Hy sê, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Aanhaling uit Sagaria 8 vers 16. So belangrik dat waarheid veral tussen kinders van die Here as 'n liggaam, die liggaam van Christus, die vrymoedigheid sal hê en die verantwoordelikheid sal hê om altyd die waarheid te praat. Nou, die waarheid is nie altyd populêr nie. Dit is nie altyd 'n goeie ding in sekere mense se ervaring dat hulle die waarheid moet hoor nie. Maar die probleem is dat die waarheid dikwels nodig is om mense in hulle omstandighede aan te spreek, om mense uit hulle omstandighede te help en om mense en vir jou en vir my in 'n posisie te plaas waarin ons gekonfronteer word met dit wat eintlik die waarheid is en nie met selfoortuiging, dinge wat ons vir onsself opgemaak het, wat ander vir ons geleer het nie, maar dat die waarheid waarmee ons met mekaar te doen het, 'n goddelike waarheid is, deel van ons verhouding met die Here, en so word ons verhouding dan sigbaar, so manifesteer die verhouding, wanneer ons bereid is om met mekaar die waarheid te praat. En ek dink, dit stel eintlik 'n belangrike vereiste aan elkeen van ons. Ons moet op 'n plek kom, 'n volwassenheid bereik, waar die waarheid vir ons meer belangrik is as ons eie ego, of ons vrees om seer gemaak te word, of selfs om iemand anders dalk seer te maak. Ons kan nie bekostig om links en regs net mense seer te maak nie, maar die waarheid is noodsaaklik, dis 'n integrale deel van ons bestaan onderling met mekaar en ek dink ook met enige ander mens. Kom ons beoefen nie die leuen nie. Kom ons beoefen die waarheid. En loop mooi.